ek kom in die skool en ek wil net so 'n bietjie oor my skoolloopbaan vanaand praat. Ek praat nie baie oor my skoolloopbaan nie, maar ek wil vir julle sê ek het ook matriek. Maar ek het in die Christenpolitieke in die politiek ingegaan en op 'n tyd op radio's en TV dan praat hulle oor Julius Malema se matrieksertifikaat. In een aand toe praat ek op Appington, of was dit, ek weet nie meer waar op 'n radio, en hulle is weer met Julius se matrieksertifikaat besig. En ek kry eintlik sulke koue swete. Want ek weet, ek gaan nie vir Julius oor sy matrieksertifikaat aanvat nie, want al myne was excellent, E's. Nou daai jare was die E nou nie so net dit deur. So, maar weet jy, toe ek graad 1 is, ons was 6 inograbies in die skool. Nou mense, daai tyd, ek het nou nog rooi hare en ek is 59, nou moet jy weet hoe rooi was ek daai tyd. Ek was bond. Nou sit ek nou hoor ek 'n ander kind sê agter. Nou vra die juffrou, waar is jy gebore? Waar is jy gebore? En weet jy, ek raak so bang, want ek was nie in 'n hospitaal gebore nie. Ek was in my ouma se agterkamer gebore. Ons het 'n buite toilet gehad. Ek het nie 'n ander ding, 'n plafon gehad in die huisie. Ons het nie krag gehad. Ons het 'n TV gehad, maar ek kon nie werk uit op die hangkas gestaan. Ons het nie krag. As ek so op die toilet sit, nee, ek onthou nou nog, as laaitie. Jy weet, jy skaam as ander mense daar kom. Nou hoor jy, die brommer. Ek kom sit hier op jou bouw. Dan maak jy weer so, dan vlieg hy. Verstaan? Nou daai goedjies, het die in jou kop vastgesit, dan kom jy by die skool. Dan het die ander kinders Tupperware bakkies, daai jaar. Ek braak toe by my ouma groot. O, mense, Tupperware bakkies, dan draai hulle om in hierdie waspapier, mooi gesnyde bakhuisbrood. My ouma maak boerbrood, sukkel gesnye. Daai tyd was ek onnosel. Wil ek nie dit eet, ek soek ook hierdie mooi bakhuissnye. Dan is hierdie kinders se broodjies so mooi in Tupperware toegedraai. Ek weet nie waar het my ouma al my kosblik gekry nie, maar hy het die helfte van my ou tassie gevat. Seker by spoorwegmense, maar so dik ding, so lank, so blik ding. Elke dag het sy hom geskuur. Ken julle nou? Maar so, nou my ouma het vir my 4 snye boerbrood opgesit. Nou ons het korrelkonfyt, ken julle korrelkonfyt? Dit is van die druiwe daar in ons omgewing kook hulle. Konfyt. As sit sy nou 2 snye van dit op, die tweede een tamatie op, wat trek hierdie klomp goed nou klam, na Pauze se kant toe. Nou ek sal nooit vergeet, dan gaan kruip ek weg om my brood te eet. Want hierdie ander kinders, dit steek in my kop vas met hierdie wasvelletjie. Ek wil vanaand vir jou sê, miskien het jy ook so ietsie in jou huis. Miskien nie so erg soos ek, maar daar's iets. Ons het vandag, en ek mag dit nou nie op die kamera sê nie, maar by 'n man gesit, wat 'n baie bekende sakeman in Suid-Afrika is. En toe sê hy vandag vir ons, hy het in 'n sentie groot geraak. Moenie laat jou, waar jy groot geraak het, dit jou omstandighede wees nie. Styg uit jou omstandighede uit. Maar in elk geval, en ek skraap toe die moed by mekaar om vir my ouma te sê, ek soek ook 'n papiertjie om die brood. Maar ek weet nie van die woord, dis wasvel of wat noem jy daai goed wat jy omset, die waspapier nie. En my ouma was ook maar oud, weet ook nie wat is dit nie. En ek sê, maar ek soek ook 'n papiertjie om, want hy trek nou klam. Mense toe hy pauze oopmaak. En my mense was arm, hulle kon nie 'n rapport koop nie. Ek onthou nog dokter Verwoerd se foto voorom. Maar toe het sy 'n rapport in die hande gekry, toe gaan braai sy hom nou om daai brood. Toe daai brood nou klam getrek met hierdie koerant. Nou eet ek stukke koerant en Hendrik Verwoerd, dis jare terug, is nog op die rapport. Nou luister hierdie goed het in my kop gaan vassit. Later jare het ek begin syp. En ek wil iets word. Jy weet, jy wil iets. Jy kry seer en in jou agterkop omdat jy seer kry, trek jy aandag. Ek het gelyk aandag trek. Maar ek wil eers nog klaar sê. Nou vra die juffrou, waar is jy gebore? Ek weet nie wie het besluit my naam moet Pietie wees nie. Nou as ek Pietie ek slaat julle studente vrik as julle my so. Nou, ek het nou op my ID, my verander na Rooie Strauss, ek is Rooie Strauss, maar hoor gou, nou sit ek, nou sê hulle, Gertjie, waar is jy gebore? Nie in Appington Hospitaal, ek dink nogal tussen lakens, en sulke goed. Die ander een in Kakamas, hier kom my juffrou na my toe. As ek geweet het, het ek gelieg, het ek gelieg. Maar nou as jy my so klein, so sproetgesig kindjie, nou lieg ek sê nee juffrou, my ouma hulle is 'n agterkamer, nou lag die kinders. Hy goed steek vas.
En luister, nou moet jy weet, my ouma hulle was arm. Hulle het nie brood gekoop, hulle het maar deeg het nie, hulle het 1 skottel gehad, so erdeskottel. Hulle kon nie 'n skottel gaan koop het vir hierdie geboorte nie. So ek is binne in hierdie deegskottel gebore. En môre toe maak hulle nou weer deeggaar om te vier dat ek gebore is. Maar in elk geval, nou is ons in hierdie, nou hoor ek die kinders, die een sê, "Haai, kyk sy oupa het hom in die bad vergeet, uit geroes." Mense, die ander kind, jy so bang dat scrap metal dealers sal jou verkoop. Want die een kind sê, hey, hy is 'n Duracell koperkop battery. Later jare, toe raak ek trots, toe hoor ek die advertensie sê, Duracell, geen gewone battery lyk so nie, die een met die koperkop, hy hou langer. Toe dink ek, yes, ek is beter. Nou so groei ek toe nou maar op. Hier kom ek nou kom rugby. Hoor mense, ek is in graad 3. Nou gaan speel ek rugby. Hier kom hierdie ryk kinders, daai tyd kom Toksa uit. Jy draai die stads af. Jo, dis nie daai tyd Facebook en apps nie. Daai stads is groot stories. Ek kom by my oupa, ouma, ek vertel van hierdie, hulle Toksa die kinders. Hy weet jy, my ouma was 'n liefdevolle vrou, en sy stap daar in 'n plek in, van 'n ou oom wat in die weermag was. En sy gaan haal daai sak uit, en sy gaan kry toe vir my Toksa. Mense hoor ek is 'n graad 3 kind. Daai oom het 'n nommer 10 skoen gedra. Nou gee sy vir my hierdie Toksa. Jy's 'n kindjie, ek sien dit nou nog. Nou die Toksa het oud gewees. Oud. Nou het hy al opgetrek. Die voordeel, as jy kom aanstop, dan sien jy 4 stads. Verstaan jy? Hy is nie plat nie. Nou trek ek dit aan, nou loop ek hier af. Maar wie jy raak toch maar skam, jy nader aan hierdie kinders kom, wat hulle het sleuteltjies hoe hulle stads op en afdraai. En toe ek so kom aanstap, toe sê hulle, hier kom kabouter. Nou, al hierdie goed, mense, ek lag vandag, is dit my sterkpunte. Maar hoor gou hierdie goed het vir jou vanaand as jy gaan lê. Ek het die kerkklok altyd geluister op Ograbies. Hulle het altyd gesê, min jou gesig trek jy. Ek het voor die spieël gaan staan, want hulle het gesê, ek is verskriklik lelik. Trek ek my gesig as die kerkklok lui, dat ek 'n bietjie mooier kan lyk. Maar hy het nie gewerk nie. Maar okay. Maar weet jy, en so groei ek. Hoërskool, Kakamas. Hier kies hulle klomp manne, rugbyspan. Weet jy, ek kry die 3de span, reserve. Nou, as jy 3de span reserve kry, moet jy weet jy is nie goed nie. Maar prys die Here. Ek wil vandag, miskien sou ek beter gewees het as iemand net belang gestel het. Maar tog wil ek vir julle sê. En toe begin ek syp ek. En toe gaan doen ek iets anders. Ek sluit by die polisie aan. Eers by nasionale intelligensie en toe by die polisie. Ek raak toe deels 'n polisieman, deels 'n spioen. En daar begin my lewe. Maar waar ek nooit, by hierdie oupa, ouma, ken ek nie van drankie. My oupa sal so 1 brandewyntjie op 'n Kersfees gedrink het. Ek ken nie van, ek wil net hier afsit, van drankie. Maar die volgende begin ek syp. En ek is in by die ouens. En toe begin ek kry opdragte by die polisie om mense te elimineer. En ek begin like dit. Ek was verbind in die Waarheidsversoeningskommissie van dit wat hulle nou weet, met 18 klagtes, jy kan dit gaan Google, maar op Rooi Major, Red Major. Maar dit is nou nie iets waaroor ek trots is, ek is eerlik. Daar's een aand, as 'n baba wat dood, nie 'n baba nie, 'n 5-jarige dogtertjie wat dood is, oor 'n granaat wat in 'n huis gegooi is. Ek het die pa ontmoet. Toe was ek al wedergebore. Ek het my das afgehaal en vir hom persent gegee. Ek het nie geweet hoe om vir hierdie pa jammer te sê nie. Ek wil net vanaand vir jou sê, moenie gaan aandag trek by die wêreld nie. Trek liewerster aandag by Jesus. Ek was sleg. Ek het nog vandag nog foute. Ek werk aan met 'n klomp te koppe. Maar in elk geval, maar die lieflikste mense is net mense wat seer gekry het wat ek mee werk. Vandag kan ek hulle verstaan. Ek wil vandag vir jou sê, Jesus doen nog wonderwerke. Vanoggend het Jaco daar sit vir mense gebid in Parys. Hulle arms was so teen hulle, toe kan hulle arms oplig. En ons God lewe en hy doen wonderwerke. En ek wil vandag vir jou sê, hy is koning. Daar was 'n dag wat ek my snacks gehou het en 'n ander ou se bokke gesteel het in 'n ander land. En ek is in 'n Kasper en ek loop tussen mense na huis toe. En weet jy, ek is vol van myself. Ek loop met my pistool
En hierdie pistool het ek toe 'n paar maande terug in Appington nou voor die disco geskiet. En was weggestuur. Hulle kon my nie skuldig kry nie, want jy sien, sonde baar sonde, die pistool is verander. So hulle kan my nie skuldig kry nie. School of Fire Bybelstudies. As jy vandag 'n sendeling wil word of jy wil 'n pastoor word, maar jy moet by jou huis wees, kan jy oor die pos studeer. Gaan op YouTube, tik in School of Fire Bybelstudies en jy gaan na ons playlist toe en daar sal instruksies wees wat jy nodig het om te volg om 'n pastoor of 'n sendeling te kan wees. Vir meer inligting, kontak vir Ansori Baardenhorst of stuur vir ons 'n e-pos vandag. Jesus like jou. In die hof bevind my onskuldig, so ek is hier in myn mek, vol van myself. Pas op tog, as jy so vol van jouself is, kom nogal van die grond te hoor. Maar, en ek loop hier, wat ek nooit weet, ja, lê 50 terroriste in 'n L-vorm. En ek loop tussen hulle in, met hierdie pistool wat ek aan gekarring het. En die volgende oomblik skiet hulle op my. En ek ruk die pistool uit, nie dat 'n pistool 50 terroriste gaan help, maar en die patroon draai dwars. En ek kruip agter so 'n paal weg. Ek maak my lyf soos 'n menorah blyt. Ek staan, maar hulle skiet. En wie jy en ek sien, en my lewe speel voor my af. Jy die hof belieg, jy het almal belieg, wat nou? Op die ou en kom ek aan in die Kasper. En ek gaan trap 'n dubbele landmyn. En ek gooi die Kasper ver. Ek het marathonne gehardloop, dan was ek goed. Ek was nogal heel chap met 'n marathon. En daar kan ek nie meer marathonne hardloop nie. Ek het voor laas jaar 'n wonderwerk beleef. Ek het na chirurg toe gaan haal alle eisters uit my rug uit. En ek is gesond, net as ek ooreet, en ek is nou ooreet. Dan is ek so 'n bietjie my rug seer, ek maak keer niks nie. Ek loof die Here daarvoor. Ek wil net vanaand vir julle kom sê, hy is lief vir julle. Wat jy ook al deurgaan, hy wil vir jou iets doen. En nou wil ek by die dominee julle afrokkel, as julle wil vir 'n sendeling leer, en julle het nie 'n sendingskool hier nie, kom na School of Fire toe, julle sal dit geniet. Dis 'n interessante plek daar in die Noord-Kaap, 51 grade in die skaduwee in die Desember maand, en dan minus weer in die winter. Hallo, hoe gaan dit? Gaan nou vir jou groet. OK, so ek wil vandag net ons mense, kom net 1 minuut. Kom gou. Sê gou vinnig, op die skerm, hardloop ons nommer, as jy belangstel om iemand te stuur wat dwelm issues het, stuur vir ons jou e-posadres, of jy wil kom gap year vat, of 'n kwartaal gap, kom asseblief, of saam met ons kom toer, die Here seën. Net vinnig. Okay. Hallo julle, ek is Stanley de Pre, ek kom oorspronklik van Johannesburg af. Jy praat bietjie sag. Ek wil net gou met julle 'n kort storie deel, maar voordat ek enigiets deel, wil ek net sê, die keuse lê by jou. Watse kant van die lewe jy wil invaar. As jy kies om die donker rigting te gaan, is die donker rigting waar jy gaan bly en vashak en jou kop stamp oor en oor en oor. Ek praat nie uit duimsuig uit nie, ek praat uit experience uit. Ek het al soveel keer in my lewe probeer regkom op my eie, sonder God se hulp. Elke keer het ek opgestaan tot op 'n punt en geval. Opgestaan tot op 'n punt en geval. Toe besluit ek eendag ek is klaar met daai opstaan en val storie. Ek gaan nou ernstig die eerste stap neem om Christus te begin volg. En toe ek daai eerste stap neem, daai eerste tree wat ek gevat het was op God se hande. Want van daai dag af het God my gedra tot vandag toe. Ek het nou al 'n jaar en 9 maande nog nie een van my eie planne gevolg nie. Nie een nie. 'n jaar en 9 maande terug was ek op die straat besig om asblikke te grou, kos uit die asblikke uit te haal, op die straat te slaap, nie te bad nie, vuil te wees. Almal het my gejudge oral waar ek gegaan het,
oor hoe ek lyk en hoe ek ryk. Niemand het gestop en 'n storie gevra nie. En niemand gaan ooit nie. As jy nie die keuse maak om te verander nie, gaan jy daar bly en verbrokkel. As jy nie God kies as jou redder nie, gaan jy daar bly en verbrokkel. So, net om vir julle kortliks 'n agterstorie van my lewe te gee, net sodat julle kan verstaan. Ek kom uit 'n gebroke huis, ek is buiteegtelik gebore. My ma het ons verlaat om in 'n kinderhuis te bly. Ek was in 'n kinderhuis vir 6 jaar gewees. Ek het 'n boetie en 'n sussie. En ja, ek het die verkeerde pad gekies uit skool uit. Ek is huis toe, dwelms begin gebruik, drank. Ek het die leemte in my hart wou ek vul met al die verkeerde goed in die lewe. Drank, dwelms, seks, alles. Nie een van dit kon daai leemte vul nie. En ek het geweet wie Jesus is, maar ek was nie ernstig met hom nie. Ek was nie persoonlik met hom nie. So as ek vir julle vandag die beste raad in jou lewe kan gee, moenie dit doen omdat jou vriende doen nie. Moenie dit doen omdat jy vywer soek uit die gemeente uit nie. Doen dit omdat jy dit wil doen. Doen dit omdat jy jouself wil verander en die Here wil vereerlik. Want sodra jy die Here vereerlik, sal alles volg. Soek sy hart en sy hand sal volg. Sê vir ons, waar het jy geslaap op straat? Wat is die lekkerste plek om te slaap? Okay, die is om Roy is grap, hè. So hy sê vir my altyd ek het 'n oom in die meubelbedryf. Want ek het voor Joshua Doors geslaap. Ek het altyd gelaai daar slaap, is warm daar. So, ja. Maar as ek vir julle raad kan gee, bou 'n persoonlike verhouding met God. As jy uit jou eie uit 'n uur van die dag kan spandeer om Bybel te lees, praise and worship op te sit en net persoonlik die Here te vra, jou antwoorde sal kom. Daar het ek nou gister gesê, Here, ons as sendelinge, ons as 'n span wat uitgaan, gaan voor Pretoria, gaan ons 'n wonderwerk ontvang. En daar het vandag gebeur. Ons elkeen was geseën met R1000 voordat ons hiernatoe gekom het. Elke liewe een van ons was geseën met R1000. Die Here antwoord jou vrae as jy net die tyd vat en vra. Anders klink dit vir mense of ons agter geld aan is. Nee, ons Ek wil is net nie. gou vir julle iets sê. Hier's mense vanaand ook wat nie 'n gaskoeldrank vir die laaste 3 maande kon koop nie. Ek het genoeg. Ek boer met krokodille, man. Ek bedoel, my krokodille gee 3000 kleintjies in 'n jaar. Een krokodil maak vir my handsak van R70,000. So werk uit. Dis baie geld. 3000 maal R70,000. Ek is ryk. Maar ek het nog net een handsak verkoop. Maar los dit nou daar. Maar okay. Prys die Here. Ek sien jy's lid vanaand van gesels. O, ja, nee. Die Here seën. Okay, Jaco, gaan jy gou vir ons gooi. Daarna Destiny. Hallo julle, my naam is Jaco Goosen. Kom af van Katoese, uit Namakoland gebore. Weggetrek voor ons begin snaaks praat het. Op jong ouderdom, vroeg ryp, vroeg vrot, sê die woorde mos, nee. Op 10 begin rook, begin drink, satanisme deur mekaar begin raak, dwelms begin gebruik. My vrou ontmoet, sy het swanger geraak voor die huwelik. Ons het ons huwelik probeer red, ons het in pornografie verval, ons het later swingers geraak, hele gemors. Soos jy moet sonde aangaan, so vat die duiwel. Onthou die vyand, Johannes 10:10, hè? Die duiwel kom om te steel, te slag en te verwoes. As jy by sy kamp is, dan vat hy jou goed weg. Die tweede stukkie sê, en Jesus het gekom om lewe en lewe in oorvloed te gee. Toe kom stap Jesus in my lewe in, en hy gee alles 10.000 keer meer terug. Hy rig my op, ek is vandag 'n pastoor. Hy gebruik hierdie ou, hierdie gemors wat daar gewees het. Hierdie ou wat met ander meisies gelol het. Hierdie ou wat dwelms gebruik het. Hierdie ou wat gerook het van 10 af, wat 'n slegte invloed vir ander mense was. Om vir siek mense te bid en hy genees hulle. Om sy naam uit te dra. Om grondgebied in te vat waar hy grondgebied vir die koninkryk terug te vat. Hierdie selfde Jesus wat in die kruis gesterf het gedink Jaco is waardevol genoeg om nie verlore te gaan nie. Maak nie saak wat jy vandag in jou lewe gedoen het nie. Maak nie saak wat jy nou gedoen het wat verkeerd is nie. Jesus is die antwoord, hy is die uitkoms, hy is die weg, hy is die waarheid, hy is die lewe. As jy nou moet 'n ding sit, hardloop na hom toe. Roep net uit, Here, help my asseblief. Jesus het jou lief. Hierdie man sit op 'n plek en hy sit en drink sy bier en hy's half doof. Hoeveel persent doof? 15% gehoor in die een oor gehad en 40% in die ander oor. En hy het goedjies aan. Nou kom loop ons daar verby. Ons ken ons nou nie hom en sy vrou se stories nie. En hy kyk ons, hy dink ons is agter sy vrou aan. En hy sê maar hy gaan vir ons nou by mekaar maak.
'n maand daarna, toe herstel die Here sy ore, en, Nee, dis dieselfde naweek. Hy's dieselfde naweek. ek het hom al aangeskuif. Maar in elk geval, ek moet hom een grappie ook. Mag mense grappie oor blindes maak? Alle blindes wat daar is, wat vir ons kyk van Woester af ook, hierdie is net 'n grappie. Is 'n grappie. Die tannie was nou die dag daar van Woester, en sy sê vir my, sy sê vir my, sy 60 jaar blind, en ek dink sy kom dat ons bid vir die blind. Sy sê nee, jy bid nie vir my nie, ek sal heel disgeoriënteerd wees. Sy vertel net vir my, sy sê haar man kan sien, hy is doof, en hy tolk altyd vir haar. Dus sy sê, daar agter die kameras praat julle wat julle dink niemand hoor nie. My man lees julle woorde, maar daai naweek is daar blinde, en ons het 'n krokodil wat ons uitstal, so 2 meter 1, maar ons bind nou sy bek toe, en die ou wil ook daarom voel, en ons gaan sit die krokodil, of as ons sit is op sy skoot neer, nou voel hy, nou krokodil het nou nie brailskrif, laat hy sê ek is 'n krokodil nie, maar jy kan voel dit is 'n krokodil, en die volgende oomblik maak ek met hom so, en ek gryp hom so, of die krokodil hom byt, jy maar daai ou, amper sien hy, maar, so ek wil net vir julle sê, ons is ook maar so stout soos ons beweeg, maar, ja, prys die Here, amen. Het jy iets op jou, kom jy gou, gooi hom hard. Naand allemaal, mijn naam is Destin Gooiman, ik is van die Weskaap. Ik was maar... Heb je WP gespeeld? Nee, ik was maar, kan ik zeggen, maar net wel ingepast is bij allemaal van, mijn pa was een gangster geweest, hij was vroeg dood. Zo wist mens, op die straat, hij kon niet uitgegaan dat hij van, overal is gangster, zo. Jij wil ook bij die winkel wezen, jij wil ook op je hoeken staan, zo. Hoe kon zo'n je helemaal niet. En ik heb toen met de aangesluit en... Ja, dat lekkere gaan van, het was gezegd, ons koppel die feelings, ons maak mensen zeer, ons roep mensen. We doen al die verkeerde dingen. Later, ik was zo harteloos geweest dat ik eerst gedacht dat iemand anders zijn gevoelens zie. Zo op het einde van die dag het God zo gemaakt dat hulle mijn vriend voor mij vermoord. Zo voor mij om te kunnen besluiten, wil ik daar leven, wil ik zo die gaan in. Ik heb toen besluit, maar eraan wegtrekken. Ik heb iemand toe daar ontmoet, maar ik was nog steeds harteloos van. Ik heb respect gegeven voor die mensen in mijn eigen huis, even niet zo. Hulle mij wakker gemaakt en ik heb gepraat met hulle zoals ik wil, niks respect gegeven. En ik ontmoet toen een persoon wat voor mij een beetje leer van die era. En we stappen op pad nu al 5 jaar samen. En ja, ik heb daar zeg maar 2 dagen in die week, dus ben die Bijbel gegaan. En na... Ze een jaar of 2 het dingen een beetje anders gegaan van. Nou kon ik denken aan iemand anders gevoelens. Ik kon denken aan die persoon langs aan mij. Ik kan nou meer zo onbeschoof met die persoon niet, maar ik denk nou aan zijn gevoelens. Ik neem voor hem ook een acht in. Ja, dat is maar mijn journey. Awaken my love, the groom is near. As nou 'n nommer op jou skerm. Hierdie nommer, SMS jy net jou e-posadres. Jy SMS net jou e-posadres. As jy wil grand wees, kan jy sê ek wil graag oor YouTube swat of ek wil dit doen of dat doen. Maar jy SMS jou e-posadres, binne kort kry jy inligting terug. Hoe werk dit om in te skryf? Hoe werk dit om te registreer? Kan ek vir jou sê, om te registreer is nie eers R100 nie. So dit is so cheap, maar die kursus is nie cheap nie. Hy's vol salwing, dit is vol vuur, vol van die Here se goed. Daar begin hy. En u is 'n student by School of Fire. Dit gaan hom lekker wees om saam met jou te kuier. Ek wil hê jy moet dit vinnig doen, moenie uitstel nie.